Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer van spesiale hoeke in trig. Daar is 'n konsep in die wiskunde wat ek eers gou met jou wil bespreek voordat ek nou aangaan met die spesiale hoeke. En dit word genoem die rasionalisering van die noemer. Nou dit beteken as 'n mens 'n wortel onder die lyn het, die noemer, dan wil jy daardie wortel 'n rasionale getal maak. Met ander woorde, 'n gewone getal, dis wat dit beteken. Nou, daar is 'n reël wat jy moet ken, en daardie reël sê, as jy wortel A maal wortel B het, en dit is dieselfde soort wortel, dan kan jy, en dis vermenigvuldig bygesê, dan kan jy daardie twee onder dieselfde wortel skryf en met mekaar vermenigvuldig. Met ander woorde, dan word dit wortel AB. Nou goed, dit gaan jy nou hier nodig kry. Nou, as ek vir jou 1 op wortel 3 gee, en ek sê rasionaliseer die noemer, dan beteken dit jy wil van die wortel onder die lyn ontsla raak. En wat 'n mens doen is, jy maal bo en onder met daardie ding. So jy maal bo en onder met wortel 3 op wortel 3. En dit is so goed net met 1 gemaal. En dan, kyk nou wat het gebeur. Bo die lyn 1 maal wortel 3 is wortel 3. En hieronder is nou presies daai reël in pers, wat ek sê, wortel 3 maal wortel 3 is dan onder dieselfde wortel 3 maal 3, wat dan 9 is, en die vierkantswortel van 9 is 3. So sien jy, nou het jy 1 op wortel 3 se noemer gerasionaliseer, en dit geskryf as wortel 3 op 3. Met ander woorde, hierdie ding en daardie ding is presies dieselfde. Die tweede ene, hier aan die regterkant, is nou net hierheen. Hy is nou net 1 met 'n gerasionaliseerde noemer. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. As ek vir jou gee 1 op wortel 2, so jy wil van wortel 2 ontsla raak, nou vermenigvuldig jy bo en onder met wortel 2, en dan bo die lyn 1 maal wortel 2 is wortel 2, en onder die lyn, dis dieselfde soort wortel, en jy sê wortel 2 maal wortel 2 onder dieselfde ene is wortel 4, en dan hier kan jy net sê, die vierkantswortel van 4 is 2. Dus kry jy wortel 2 op 2. Met ander woorde, 1 op wortel 2 met 'n gerasionaliseerde noemer is dan wortel 2 op 2. Nou die eerste 2 spesiale hoeke wat ek vir jou wil verduidelik, is 0 grade en 90 grade. Maar voor dit, sien jy hier regs, verduidelik ek gou 'n ding wat jy noem 'n eenheidssirkel. Nou 'n eenheidssirkel is 'n sirkel met 'n radius van 1 eenheid. Dit is 'n algemene figuur in wiskunde, veral in trigonometrie. 'n eenheidssirkel word voorgestel in die kartesiese vlak koördinaatstelsel waar die middelpunt by die oorsprong is. Nou, as jy nou na die skets kyk, gaan jy sien, daar is nou vir jou 'n sirkel, en dan is daar nou 0 grade op die x-as daar, en 90 grade op die y-as. En dit is 'n eenheidssirkel, met ander woorde, die radius is 1. Nou, as die radius 1 is, dan sal, as jy nou daai radius hierso skryf, daardie punt daar sal dan 'n koördinaat hê, en sy koördinaat is dan die punt 1, 0. En as jy die radius daar trek, dan gaan daardie puntjie ook 'n koördinaat hê, en sy koördinaat is dan 0, 1. Kom ek skryf sommer vir jou by. Dit is die x, dit is die y, dit is 90 se x en 90 se y. Nou, kyk hoe werk dit. As ek vir jou sin 0 gee, dan gaan jy hier na 0 toe. Nou die 3 stelle inligting wat jy het is 'n x-y koördinaat en 'n radius van 1, want dis 'n eenheidssirkel. Nou sê jy, sin 0, sin se verhouding is mos y op r. Dus is die antwoord 0 op 1.
Ek het die 0 daar gekry en ek het die 1 gekry van R van die eenheidssirkel. Wat dan 0 is. Cos 0 se verhouding is x op R. En nou x is 1, R is 1. 1 op 1 is 1. So cos 0 is 1. Tan 0. Tan se verhouding is y op x. Nou kyk jy weer nog steeds by 0 grade. Die y is 0 op 1 wat 0 is. Sin 90. Sin se verhouding is y op R. Nou gaan jy na 90 toe. Nou werk jy met hierdie koördinate. Dus is dit 1 op 1. Onthou R is 1 want dit is 'n eenheidssirkel. Dus is dit 1. Cos 90. Cos se verhouding is x op R. Dus is dit 0 op 1 wat 0 is. En dan tan 90 se verhouding is y op x wat dan 1 op 0 is. En onthou as daar 'n 0 onder die lyn is dit ongedefinieer. Bereken die waarde van die volgende sonder 'n sakrekenaar. Goed, nou vind jy die spesiale hoeke 0 grade, 90 grade. En binne in ons eenheidssirkel en ons hulpskets daar. 0 grade, 90 grade. Ons radius is 1 en ons sy is 1, dus is daar die koördinaatjie, 1 en 0, dis mos x en y, en daarbo is jou koördinaat 0 en 1. Dit is x en y by 90. Goed, nou, ons som. Cos 0, nou gaan ons na cos toe. Cos se verhouding is mos x op R. Dus is dit 1 op 1. Jy gaan na 0 toe. Plus sin 90. Sin se verhouding is y op R. Nou gaan jy na 90 toe. Wat is die y daar? 1. So daardie 1 is ook 1 op 1. Minus tan 0. Nou is ons terug by 0. Tan se verhouding is y op x. Wat is die y daar? 0 op 1. Wat 0 is, nee? Dus is dit 1 plus 1 plus 0 en die antwoord 2. Kom ons kyk nou na die spesiale hoek 45 grade. Nou hier het ek vir jou 'n driehoek in die eerste kwadrant, maar let wel, dit is nou nie 'n hoek in 'n eenheidssirkel nie. Daar's geen sirkel betrokke nie. So 'n hoek van, daar is nou natuurlik 'n regte hoek, 'n hoek van 45 grade sal jy daar vind, en dan is die lengte van die sy 1, 1, en met die stelling van Pythagoras kan jy die skynse uitwerk en dit sal wortel 2 wees. Nou daardie driehoekie moet jy nou leer uit jou kop uit. Nou kan jy sê, sin 45 grade. Nou sin se verhouding is mos teenoorstaande op skuins. So jy gaan na 45 grade toe en die teenoorstaande sy van 45 grade is dan 1 op wortel 2. Met ander woorde, sin 45 grade is 1 op wortel 2. Cos 45 grade. Cos se verhouding is aangrensend op skuins. Dus is dit ook 1 op wortel 2. En dan tan 45 grade. Tan se verhouding is teenoorstaande oor aangrensend. Dus is dit 1 op 1 wat 1 is. Kom ons doen nog 'n laaste som. Bereken die waarde van die volgende sonder 'n sakrekenaar. En sien jy, dit is nou weer die 45 grade hoek. Dus gaan ons die 45 grade driehoek trek. Daardie is 45 grade, die sy is 1, die sy is 1, die sy is wortel 2. Goed, nou gaan ons sê, cos se verhouding is mos cos aangrensend op skuins. En dit sal dan nou wees 1 op wortel 2. Minus 2 en sin se verhouding is teenoorstaande op skuins. Met ander woorde, dit gaan wees min 2 maal 1 op wortel 2. En dan ry plus 1 nou maar net saam. Nou goed, in die volgende stap, die 1 op wortel 2 ry saam. En wat sien jy hierso? Wortel 2 en wortel 2 kan mekaar uitkanselleer, dan bly daar min 1 oor plus 1. En dan
min 1 plus 1 kanseleer, dus is jou antwoord 1 op wortel 2. Om die spesiale hoeke 30 en 60 te bereken, is daar weer 'n hulpskets en daar is 'n reghoekige driehoek in die eerste kwadrant. Die klein hoekie daar is 30 grade en dus sal die ander hoek 60 wees. En nou jou sye gaan jy dan wees 1, 2 en wortel 3. So jy onthou daardie driehoek. Nou, sin 30, sin se verhouding is teenoor op skuins. So jy gaan nou na 30 toe en jy sê teenoor op skuins is 1 op 2. Cos 30. Cos se verhouding aangrensend op skuins. Dus is dit wortel 3 op 2. En tan 30, tan se verhouding is teenoor op aangrensend. Dus is dit 1 op wortel 3. Nou as ons na 60 toe gaan. 60 is nou hier bo. Nou moet jy onthou. Sin se verhouding is nog steeds teenoor op skuins. Maar ten opsigte van 60 is hierdie nou sy teenoor staan. Dus is sin 60 wortel 3 op 2. Cos 60 se verhouding is aangrensend op skuins. So in terme van 60 is 1 aangrensend. Met ander woorde 1 op 2. Cos 60 is 'n half. En dan tan 60, tan se verhouding teenoor op aangrensend. Dus is dit wortel 3 op 1. Voor ek aangaan, het jy al my video gelike, het jy al subscribe en jy kan sommer 'n kommentaar ook lewer. Nou kan ons na die sommetjies toe gaan. Bereken die waarde van die volgende sonder 'n sakrekenaar. En wat het jy nodig? Jou hulpskets. En jou hulpskets is jou 30-60 grade driehoek. Teken jy hom gou vir jouself. 1, 2 wortel 3. Goed, sin 30. Sin se verhouding teenoor op skuins. Dus is dit 1 op 2. Plus cos 60. Nou gaan jy daarbo na 60 toe. Cos se verhouding aangrensend op skuins. Dis 1 op 2 en 'n half plus 'n half is 1. Bereken die waarde van die volgende sonder 'n sakrekenaar en dan gee ek vir jou die sommetjie. Nou goed, kan jy sien, dis min 3 plus cos kwadraat 30 grade plus tan kwadraat 60 grade. Dus gaan jy die 30-60 driehoek nodig hê, jou hulpskets. So daar is 30 grade, 60 grade en dan jou sye 1, wortel 3 en 2. Nou goed, terug by ons som, min 3 ry saam. Nou ja, cos se verhouding is mos aangrensend op skuins. En sien jy, dit is cos kwadraat. Daarom gaan ek nou my aangrensend op skuins binne in 'n hakie sit, sodat ek dit kan kwadreer. En dan, min 3 ry saam, vir 30 grade, so jy gaan na 30 grade toe, is aangrensend wortel 3 en die skuins bly 2 se kwadraat. Dan, kom ons gaan kyk nou na plus tan kwadraat 60. Tan se verhouding is mos tanta, teenoor oor aangrensend. En, sien jy, ek het dit binne in 'n hakie geskryf, gekwadreer. So nou is ek by 60, daar bly 60. So teenoor vir 60 is dan wortel 3 en aangrensend vir 60 is 1. En kan jy kyk, in 'n hakie gekwadreer. Dus, min 3 ry saam. Nou, wortel 3 gekwadreer beteken mos, die kwadraat kanseleer die wortel. So dit gaan net wees 3 op en 2 gekwadreer is 4. Plus, en dan weer wortel 3 gekwadreer, daardie tweekies gaan mekaar uitkanseleer, dis is dit 3 op 1. En dan het jy nou 'n lekker sommetjie, min 3 plus 3 is niks, en dan bly daar oor 3 op 4.
Daar is nog iets wat jy moet weet en dit is wat is omgekeerdes intrieg. Dit gaan ek in die volgende video bespreek. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou na daardie video te neem.